Goeiedag geliefde, ek vertrou jy beleef vandag nuwe hoop, nuwe krag en dat hierdie week was vir jou kosbaar, hierdie hele reis saam met ons, vir my so spesiaal om saam met jou tyd te spandeer. En hierdie week het ons gesels en is ons laaste reeks oordenkings oor ons tema van ek het besluit, maar die tema wat ons hierdie week bespreek het is dat ek maak klaar. En vandag is ons by ons finale oordenking en ek wil afsluit deur te praat oor iets wat die verskil maak tussen mense wat sterk klaar maak en mense wat maklik opgee. Hoekom gee mense so maklik op? Wel geliefde, dis omdat hulle dit as 'n opsie beskou. Dis maar die waarheid. Meeste mense kan maklik opgee want vir hulle is dit dis vir hulle opsie. Paulus gee aan die Galasiërs 'n ongelooflike kragtige woord wat jy en ek vandag nodig het om te hoor. En dis in Galasiërs 6 vers 9 waar Paulus sê, hy sê die volgende: "Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie moed opgee nie." So, lees net weer hierdie vers. Ek wil graag lees hom net weer saam met my. Ek kyk wat op die skerm staan. Sê dit al hardop. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie moet opgee nie. Geliefde, Paulus verstaan iets oor menswees, nê? Hy begryp iets van waarmee ons as mense sukkel. Ons almal raak soms moeg. Ons raak uitgeput en selfs ons raak moedeloos. Veral wanneer resultate nie dadelik sigbaar is. Ek sukkel met dit, nê. Maar hy sê eintlik vir ons hierdie ding. Hy sê moenie ophou nie. Hou aan druk. Hou aan volhard. Die oes sal kom, mits, nê, jy en ek nie tou opgooi nie. So, waarom gee mense so maklik op vandag? Liefde, dis omdat opgee, soos ek reeds gesê het, dit bly vir hulle 'n opsie. Ons leef in 'n samelewing waar mense vinnig huwelike, verhoudings, beloftes, hulle commitments, hulle verbintenisse opgee wanneer dinge net uitdagend raak. Wanneer dinge ongemaklik voel dit makliker om net by die deur uit te stap en sê, weet jy wat, ek sien nie kans. Dis nie my skuld, dis hulle skuld, nê. Maar wat as jy vooraf besluit, nê, om nooit weer deur daai deur uit te stap nie? Wat as jy vooraf besluit dat opgee eenvoudig net nie 'n opsie is nie? Dis nie 'n opsie nie. Stel jou voor wat sou gebeur as jy sou sê opgee op my huwelik is net nie 'n opsie nie. As ek wens daar was meer mense wat dit sou sê. Opgee op my verhoudings, my kinders, die situasie, dis net nie 'n opsie nie. Opgee op die roeping wat God in my lewe geplaas het, nê? Dis net nie 'n opsie nie. Opgee op my geestelike groei en my verhouding met God. Daai opgee, dis net nie 'n opsie nie. Wanneer jy hierdie tipe verbintenis maak, hierdie commitment, verander iets in jou denke, in jou gedagtes begin dinge verander. Jy benader probleme anders. Jy begin oplossings soek eerder as om redes te vind om tou op te gooi, nê? Jy soek daai oplossing. Jy soek dit. Want wanneer jy vooraf besluit om deur te druk, sê jy eintlik, my God, en geliefde, dis kosbaar, my God is groter as enige weerstand wat ek mag beleef. Dis wat jy sê. En kan ek jou iets vra, iets persoonlik, iets net, kom ons wees dit eerlik, waar in jou lewe het jy vandag nodig om hierdie besluit te maak? Waar in jou lewe moet jy besluit dat opgee is eenvoudig net nie meer 'n opsie vir my nie. Ek kan dit nie besluit nie. Ek moet deurdruk. Wat kan verander as jy vanaf vandag sê, in hierdie area van my lewe, my gesondheid, my finansies, my verhouding met die Here, kan ek nie meer opgee nie, want ek glo God sal my help om sterk klaar te maak. En onthou, elke besluit wat jy vandag neem, is 'n stem vir jou toekoms, né? Jy stem vir jou toekoms. Jy's besig om te besluit wat in die toekoms gaan gebeur. En as jy besluit, ek gaan elke dag besluit, ek sal klaarmaak wat ek begin het, dan is jy besig om God te eer. So maak hierdie verklaring saam met my vandag. Sê dit, met God se hulp, kies ek dat opgee nie langer 'n opsie vir my sal wees nie. Ek sal oes, want ek sal nie moet opgee nie. Geliefde, los vir ons 'n kommentaar en dankie vir almal wat soveel kommentaar al hierdie week reeds vir ons gesê het. Dis vir ons wonderlik dat julle met ons deel. So geliefde, my hoop is, mag jy vandag ontdek dat jy sterker is as wat jy dink, omdat God saam met jou veg. Hy is saam met jou in daai stryd. Jy is nie alleen nie. Kom ons kies vandag saam, né? Kom ons kies vandag saam om sterk te eindig en nooit weer te sien hoe opgee vir ons 'n opsie is nie. Ons moet dit net, dis net nie meer 'n opsie nie. Dankie geliefde dat jy die week saam met ons gereis het. Dankie dat jy saam met ons geleer het, saam met ons ingedruk het en beleef het. Ons is so opgewonde oor hierdie reeks wat nou basies op sy einde is en môre sluit ons af met die laaste boodskap van hierdie 7 weke reeks en dit gaan alles oor
Ek maak klaar. Geliefde, kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens. Baie dankie vir almal wat hierdie week saam gereis het en saam beleef het. En ons wil ook net so dankie sê vir elke ander persoon wie ons ken en vir wie ons lief is en wie vandag dalk nodig het om hierdie te hoor. Wie is daai mense, Here? Wys vir ons, druk dit op ons hart, lê dit op ons gedagtes neer. Wie is die mense vir wie ons moet bid, moet intree en na wie ons moet uitreik en dalk hierdie boodskap aanstuur en sê, Here, help hulle om te besef dat opgee is nie 'n opsie nie. Vader, baie keer voel ons oorweldig, ons voel oorrompel, voel of daai branders, daai golwe ons net oor en oor slaan, en ons voel nie ons kan staan nie, ons voel nie ons het meer 'n kans nie, ons is op ons einde, ons op ons laaste. Mag ons besef dat elke goeie werk wat u begin, sal u tot volëinding bring. En dan dink ek net vandag in Korintiërs 10 vers 13, 1 Korintiërs 10:13, dat u sê, geen versoeking wat oor ons pad kom, is vir ons te groot om te weerstaan nie. Saam met dit sal ons die uitweg kry, ons sal staande bly. Vandag wil ek in daai belofte vas staan, Here, dat U ons ook so beskerm. So bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.